So geliefdes, ons is op reis. En hierdie jaar in ons Lent journey, ons lydingstyd van vreemdeling tot volgeling. En hierdie week van verlede week af, en hierdie week, was ek en jy uitgenooi om net weer opnuut te luister. Te luister na Jesus se woorde aan die kruis. Daai 7 kruiswoorde. En ek vertrou dat jy in hierdie week tyd gemaak het om net weer te gaan sit en net weer na daai woorde van Jesus te luister. Maar om te luister na die woorde van Jesus het ek nodig om baie ander stemme stil te maak. Die buurvrou se stem. Wat sê, hierdie goed maak haar bang, want my ma is baie vergeetagtig. Ons weet daar's nou 'n uitdaging rondom dit ook. Daar's baie stemme en ons het nodig om al die stemme stil te maak. As ek en jy net heel dag na die nuus kyk en al die goed, dan wil ek vir jou sê, jy gaan jou kop verloor. En ek weet nie wat het die woorde van Jesus aan die kruis vir jou gesê nie. Ek dink as daar een is wat nou vir my uitkom staan het, was die feit hoe Jesus aan die kruis vir Johannes gesê, daar's jou moeder, en vir sy moeder gesê, daar's jou seun. En hy het vir haar gesê, van moeder af het hy gesê, vrou, daar is. Die verhouding het verander. Miskien het die een van daai kruiswoorde iets anders vir jou gesê. Wat het dit vir jou gesê? Waartoe het hierdie kruiswoorde jou uitgenooi? Wat het hierdie kruiswoorde jou gevra om oor te gee? Dalk jou bekommernis. Wat ook al. Nou, ek het weer gaan luister na my preek en nou moet ek alweer 'n regstelling maak. Jy weet, hulle sê as jy baie praatjies maak, baie gaatjies in jou woorde. En ek het verlede Sondag gesê in my preek, as ons wil luister, moet ons stil word. En ek het gesê, die silence en listen is dieselfde letters, en julle is almal so oordentlik, niemand het my kom korrigeer nie, dit is nie. Silent en listen is dieselfde letters, nie silence en listen nie. Julle moenie slaap in die klas, sê. So ek maak dit net reg, listen en silent. Iemand vra my vanmôre, waarvoor staan MSG hier op die blaadjie by die skrif? Dis die message parafrase, as jy nie weet nie, en die PT staan vir Passion Translation. So ons is vanmôre by die 4de deel van ons reis. Nou dis Petrus wat hierdie mooi woorde skryf in die message. Parafrase stel dit so mooi van 1 Petrus 1 vers 18. Hy sê, your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. Geliefdes, ons is op reis. Ons lewens is 'n reis. Ons is op pad. Dink bietjie oor jou lewe. Dink bietjie oor die reis wat jy gekom het. Ons is op pad. En die groot uitnodiging is dat ek en jy op hierdie pad sal leef met 'n bewustheid. Dat ons 'n bewustheid sal hê van God. En vanmôre vroeg toe ek hieroor dink, toe dink ek, elke mens op aarde het 'n bewustheid van een of ander God. Of jy nou jou eie God is. Of dit nou Allah is, of Boeddha is, of Hare Krishna, of ek weet nie wat alles nie. Want God het ons so gemaak. Hier in ons binneste is daar 'n diep gat. Daar's 'n behoefte. Elke mens, want God het ons so gemaak. 'n behoefte om gevul te word. 'n behoefte om gevul te word deur God. En ons word uitgenooi dat
ons sal leef met hierdie bewustheid van God. En Petrus gaan dan aan en hy sê, ons het nodig om bewus te wees van die feit, en ek haal dit uit die boodskap, uit die DB staan vir boodskap, dat God lank terug, dat God self lank terug, voor die wêreld nog gemaak het, besluit het dat Jesus dit sal doen. Wat? Dat hy sou kom na hierdie aarde toe, maar ook dat hy sou sterf aan die kruis. Hy het besluit dat Jesus dit sal doen. Wat? Hy die volmaakte lam, die perfekte offer sou wees, sonder enige fout, sonder vlek of rimpel. Petrus sê, ons het nodig om met 'n bewustheid hiervan te leef. Maar hy sê ook verder, dat ons ook met hierdie bewustheid moet leef, in 1 Petrus 1 vers 19, hy sê, toe Jesus hierdie boete kom betaal het, toe het die geestelike tronkdeure vir ons oopgegaan. Nou het ek sommer my vertaling nou by hierdie ene, nê. Dit het oopgeswaai. En dis eers toe dat ons regtig begin lewe het. En hierdie boete is nie met goud en sakke vol geld betaal nie. Die ou vertaling sê, dis nie met goud en silwer en kosbare gesteentes betaal nie. Nee, hierdie goed verloor hulle waarde. Dis betaal met sy eie bloed en dit aan die kruis. Hy sê, ons het nodig om met hierdie bewustheid te leef. Ons het nodig om met hierdie bewustheid te leef. En dan sê hy in vers 18, ons gaan toe 'n versie terug. En dis as gevolg van hierdie bewustheid en as gevolg van die besluit wat God geneem het en die feit dat Jesus die offer geword het, dat ons nie meer net vir hierdie wêreld leef nie. Amen. Ons leef nie net meer vir hierdie wêreld nie. Hoe is julle so stil? Luister julle. En ons leef ook nie net vir wat ons uit hierdie wêreld uit kan kry nie. Nee, sê hy, vir ons het dinge heeltemal verander. Ons het 'n ander ingesteldheid. Ons het 'n ander bewussyn. Het ons. Ons is veronderstel om 'n ander bewustheid te hê. So om ons te help in hierdie week, en jy dalk al daarmee begin, of jy gaan in hierdie week, as jy saam journey in hierdie boekie, is die uitnodiging dat ek en jy net weer sal kyk na die gevolge van die kruis, wat die kruis vir ons kom doen het. So verlede Sondag het ons gekyk na daai 7 kruiswoorde, dit wat Jesus, sy laaste woorde aan die kruis. Maar hierdie week, en vandag in besonder, wil ek dit inlei, dat ons sal fokus op daai gevolge van die kruis. Nou, kruisigings was alledaags. Dit het nie op Golgotha kruis met Jesus begin nie. Dit het lank voor Jesus begin. Dit was al bekend. Maar ek gaan kyk toe bietjie, en die historikus Josephus sê, dat in die Romeinse era, in sekere dele, was daar tot en met 500 kruisigings per dag. Dit voel of dit op elke hoek en om elke draai gebeur het. Nou, as dit dan die waarheid is, kan ons maklik vra, so wat was dan anders op daardie spesifieke dag, by daardie kruis op Golgotha? As kruisiging so alledaags was. Ek en jy weet, wat daardie dag anders gemaak het, wat daai kruisiging op Golgotha kruis anders gemaak het, as enige ander kruisiging wat gebeur het al oor tyd, en wat na die tyd ook al plaasgevind het.
Ek en jy weet. Ons weet. En ten spyte van alles wat daar gebeur het daai dag, ek het in hierdie week weer 'n bietjie terug gaan dink. Onthou dit het donker geword. Daar was 'n aardbewing. Die voorhangsel het geskeur. Dat 'n klomp goed daai dag gebeur op Golgotha by daai kruis wat by geen ander kruis gebeur het nie. Ons weet nie of daar by ander kruisigings die soldate met dobbelstene oor 'n kleed loetjies getrek het of gedobbel het nie. Maar ten spyte van alles wat daai dag gebeur het dit vir baie gelyk asof alles verby is. Die skare wat daar was het omgedraai en teruggegaan huis toe. Jesus se eie disippels het gaan wegkruip. Ek dink die soldate was net te goddank bly dat hulle dagtaak afgehandel is. En ons vriend Simon van Sirene, kon dalk gedink het, wel, hier is die einde van my pad. Ek het nou gedoen wat ek moes doen, ek het dit onder dwang gedoen. Die pad eindig hier. Want die kruis was tog immers 'n simbool van dood en mislukking en van finaliteit. Maar ek en jy weet, die kruishout van Golgotha, daai spesifieke kruis, want daar was 2 ander kruise. Wel, die een ander kruis het 'n nuwe dag laat aanbreek vir daai misdadiger. Maar ek en jy weet, dat daardie dag op daardie kruis nie die einde was nie. Inteendeel, dit was die begin. Alles het daai dag verander. Verskoon my mond is bietjie droog. So, vroeër hierdie week, Maandag en Dinsdag, het die Jode wêreldwyd Purim of Purim, verskillende uitsprake gevier. Nou, dit is die fees of die herdenking van dit wat gebeur het met die Joodse volk met Ester. Ken julle die storie? So, Haman, die eerste minister van Persië, van die koning Ahasveros, Persië vandag, se Iran, het die koning oorreed om al die Jode dood te maak. Hy het loetjies getrek, hy het die lot gegooi, om te besluit wat 'n dag dit gaan wees. In al 127 provinsies, op daai spesifieke dag, sou al die Jode sterf. En in besonder Mordegai. En Haman laat 'n galg bou vir Mordegai, want Mordegai het gesê, ek buig nie, want dit was die hele ding. Almal moes buig voor Haman. Nou, ek gaan nou nie uitbrei op die storie nie, jy kan dit gaan lees, maar meeste van ons ken dit. Maar die gevolg van dit alles is dat Haman aan daai einste kruis gesterf het. Galg, kruis, galg. Dankie dat julle my nou help, of ek nou nie weer volgende week. Dankie. Aan daai galg gesterf het. En ons weet, daar was, die volk het gevas, Ester, ek wil nou nie die hele verhaal vertel nie. Maar waarby ek wil uitkom is daar was 'n omkeer. 'n reversal. Dit wat vir skade bestem was, om skade te verrig, het God omgekeer. He reversed it.
En dis nogal profound. En ek wil nie nou vandag die politiek hier uitpraat nie. Het is profound dat op hierdie selfde tyd daar 'n aanslag was op Iran, ou Persië. Ok, ek gaan nie so toe nie, ek gaan dit nou net daar los. Ek wil hê jy moet net een ding hoor, die omkeer, die reversal, dit wat vir skade, om skade aan te doen, het God omgekeer ten goeie. Is jy nog hier? Ok, moet nou nie by Esther se storie vashak nie, kom saam met my. Dink vir 'n oomblik, die kruis was eintlik 'n simbool van die dood. Maar wat doen God by die kruis van Golgotha? God keer dit om. God keer dit om en dit word iets anders. Dit word 'n plek van versoening. Versoening tussen God en mens. Dit word 'n plek waar verhoudings verander word. Dit word 'n plek van 'n nuwe identiteit. Dit word 'n plek van hoop, 'n plek van vrede, 'n plek van vergifnis en 'n plek waar vrees verbreek word. Sal jy sê dis 'n omkeer? 'n omdraai, 'n reversal. So hierdie week kyk ons eintlik bietjie terug om vorentoe te kyk. Ons kyk terug om vorentoe te kyk, die omkeer, die reversal, want dis die begin van God se nuwe werk in jou en my lewe. So, ek wil vanmôre vinnig na 7 reversals kyk. 7 gevolge van die kruis. En julle weet mos 7 volmaak. Ok, is jy reg? Is jy ready to go? Goed. So, die eerste ding wat God kom omkeer, wat God kom reverse by die kruis van Golgotha, deur Jesus se kruisdood, is hy kom breek die muur van skeiding af wat tussen hom en die mens bestaan het, as gevolg van sonde. En die skeur van die voorhangsel daai dag in die tempel is die fisiese bewys daarvan. Want die voorhangsel, niemand kon agter daarin gaan nie, behalwe die hoëpriester, 1 keer 'n jaar. En daar binne in die heiligste van die heiligste was waar hulle gesê het God is. En wat kom doen God aan daai kruis van Golgotha? Hy keer dit om. Hy keer dit om. Hy breek dit af. En nou sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 19 dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. So wat doen die kruis? Die gevolg van die kruis is daar is versoening. Versoening tussen God en my. Tussen God en my is daar versoening. So, deur die kruis, deur Jesus se kruisdood, word dit wat gebroken was, word reggemaak, word herstel. En God neem die eerste stap. En Jesus kom doen alles aan die kruis wat nodig was om hierdie afstand tussen God en die mens uit die weg te ruim. Hy word daai koneksie. Onthou julle die WAF? En ons gaan weer in hierdie jaar terugkeer daarna toe. Jesus het aan die kruis die pad oopgemaak. En nou kan ek en jy terugkeer na God toe. En hoef ons nie meer ver van God af te leef nie, ver van God te leef nie. Want nou het daar versoening gekom. Hoor vanmôre die woord versoening. En dis in hierdie versoening waar ons hoop lê. Waar ons hoop lê. En as Paulus in Kolossense 1 vers 27 sê, want Christus onder julle is die hoop van heerlikheid. Nou ek wil weer sê, eers was die kruis 'n simbool van dood.
Nou word die kruis 'n simbool van hoop. Want nou is daar hoop. Want Jesus word nou die hoop van ons heerlikheid. Dink bietjie vir 'n oomblik. Toe Simon daai kruis, daai dwarsbalk op sy skouers tel op daai droewige dag en hy stap daai weg van smart. Dink julle daar was hoop in sy binneste? Nee, alles behalwe. Alles behalwe. Nou luister wat sê Paulus verder in Kolossense 1. Nou praat hy oor homself. Dis vir my so mooi. Hy sê, nou op my skouers rus die verantwoordelikheid om die boodskap van God van begin tot eind aan julle te verduidelik. Dis nou Paulus wat hy sê. Hy skryf aan die Kolossense. Hy sê, so nou, kom rus hierdie verantwoordelikheid op my. En dan gaan hy aan. Hy sê in vers 27 tot 29, hy sê, God het 'n geheim gehad. Baie eeue en geslagte lank het niemand geweet wat dit is nie, maar die geheim is nou bekend. God het besluit om aan sy eie mense die geheim te vertel. Hulle weet nou hoe ongelooflik wonderlik hierdie geheim is, en ook veral vir julle nie-Jode. Die geheim is dit. Christus is vir almal, ook vir julle. Op hom kan julle met vertroue staatmaak. Die geheim is uit. Die geheim is uit. En daai geheim wat uit is, bring vir ons nuwe hoop. Die message sê dit vir my so mooi. Hy sê, the mystery in a nutshell is this. Christ is in you. Ja. Christ is in you, and therefore you can look forward to sharing in God's glory. It's that simple. En die King James Version sê, Christ in you, the hope of glory. Wat is die reversal? Wat is die omkeer? Van geen hoop tot hoop. Van geen hoop tot hoop. So, geliefdes, ons word uitgenooi om Jesus se kruis op te neem. Paulus sê, ek het nou hierdie verantwoordelikheid om hierdie boodskap uit te dra. Ek en jy, Jesus het gesê, almal wat agter hom wil aankom, moet hulle kruis opneem. En wanneer ons hierdie kruis opneem, word ek en jy boodskappers van wat? Van hoop. Ons word verkondigers van hoop. Ons het nou die voorreg om hierdie hoop uit te dra. Onthou jy wat ons gesê in die begin van die jaar, hierdie is die dekade van die mond. En ons het nodig om dit wat in die hemel is op aarde met mekaar te connect, en ek wil nou nie meer te veel tyd daaraan spandeer nie. En hier is dit. Wanneer ek die kruis opneem, dan bring dit nie net vir my hoop nie. Ek kry hierdie verantwoordelikheid om hierdie hoop, hierdie boodskap van hoop te bring. Dink julle ons leef in 'n tyd waar mense hoop nodig het? Ware hoop. Ware hoop. Die hoop in Christus. Die hoop wat ewig, onveranderlik is. So ons word daartoe uitgenooi. En wat sê Jesus? Hy sê by geleentheid verwysend na sy kruisdood, daar in Johannes 12 vers 32, hy sê as ek van die aarde verhoog word, verwysend na sy kruis, wat sal hy doen? Hy sal die mense na hom toe trek. Hy sal die mense na hom toe trek. So geliefdes, die kruis van Jesus ontketen 'n krag. En hierdie krag verander die ganse wêreld. Wat gebeur? Daar kom nou 'n vrede. Daar kom nou 'n vrede. Hierdie krag is vrede. Ek is dan nou al by die derde gevolg van die kruis, hoor. Kan jy dink? Simon van Sirene word gedwing om daai dwarsbalk te dra. Hy loop agter Jesus aan. Die Romeinse soldaat het hom gedwing. Het hy daai oomblik vrede ervaar? Ek dink daar was 'n binneste woeling. 'n Kruis is 'n gevaarlike ding.
Om 'n kruis te dra is gevaarlik. En om Jesus se kruis te dra was nog gevaarliker. So ek dink nie op daai oomblik het Simon van Sirene groot vrede gehad in sy binneste nie. Maar wat kom doen die kruis? Hy kom draai dit om. En die kruis van Golgotha word 'n plek van vrede. Want geliefdes, weet julle wat doen die kruis? Die kruis kom breek mure af. Sigbare mure, maar ook onsigbare mure. Hy kom breek mure af in ons harte. Hy kom breek die muur van bitterheid af. Die muur van vooroordeel. Die muur van wantroue. Die muur van onvergewensgesindheid. En in die plek daarvan bring hy vrede. Is dit nie wonderlik nie? Wat maak die kruis van Golgotha anders? Daar is 'n omkeer. Simbool van dood word 'n simbool van lewe, 'n simbool van hoop, van versoening, van vergifnis, van vrede. Maar hierdie vrede is nie passiwiteit nie. Want die krag, maar dis 'n krag wat verhoudings kan herstel, wonde kan genees en harte kan verander. Kan jy dink hoe die boodskap van die kruis al jou hart en jou lewe verander? Dink bietjie hoe dit al jou lewe verander. Maar daai hartsverandering begin by die persoon wat daai kruis opneem en toelaat dat daai kruis sy werk in ons binneste doen. En Johannes sê, dit begin in 1 Johannes 1 vers 19. Dit begin hier. As ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig. Dis waar dit begin. Dis waar dit begin. Wanneer ek op daai plek kom waar die kruis, die boodskap van die kruis my hart aanraak en dit begin om goed om te draai. Dit vat my harde hart en hy word sag. Dit vat my verbittering weg. Dit verander my van 'n persoon wat nie kan vergewe tot 'n persoon wat vergifnis kan gee. Dit bring vrede te midde van ten spyte. Die kruis verander ons. Dis die boodskap van die kruis. Dis die gevolg van die kruis. En in hierdie week word ons uitgenooi om net weer na hierdie gevolge van die kruis te kyk. Dit begin daar. Geliefdes, en om vergifnis moontlik te maak as 'n mens na die Ou Testament kyk, dan weet ons dat die Ou Testament gesê het, daar moet offers gebring word. Baie offers. Iets moes sterf in die plek om daai skuld te bedek. Vergifnis was nie goedkoop nie, dit was duur. Daar was 'n prys, 'n duur prys. En 1 Petrus 1 het vir ons gesê, die prys was nie betaal met goud of sakke vol geld nie. Nee, Jesus het die prys betaal aan die kruis met sy eie kosbare bloed. En daarom is die kruis 'n plek van vergifnis. Plek van vergifnis. Dis daar waar vergifnis 'n werklikheid word en nie net 'n wens nie. Want God het nie weggekyk nie. Maar God het self die sonde gedra deur sy seun aan daai kruis. Ja, daar was 'n oomblik dat dit vir God net te veel was. En hy moes wegdraai. En Jesus het gesê, waarom het jy my verlaat? Waarom het jy my verlaat? Maar daar was 'n prys betaal. En God kon weer terugkyk en vergifnis bied vir elkeen. So geliefdes,
Wanneer ek en jy vandag dink oor die kruis, en ons dink hoe maklik dit is, dan vergeet ons die prys wat betaal is. En dit is so, asof mense inval en uitval. Jy weet, vandag aanvaar ek die kruis en wat Jesus gedoen het, en môre is ek weer daar, en dan oormôre. Vir ons is dit maklik. Dit is maklik omdat die prys reeds betaal is. Maklik omdat die prys reeds betaal is. So, kom dat ons nie iets wegsteek nie. Kom dat ons nie iets probeer verberg nie. Ons moet ook dit nie probeer self dra nie. God nooi ons uit om te kom. Hy sê as ons sonde bely, kom, bring dit. Die uitnodiging is, kom, bely en ontvang vergifnis. Wie wat doen dit dan? Johannes skryf hieroor in 1 Johannes 4 vers 18. Hy sê dit vat vrees weg. Luister wat sê hy. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ja, ek dink toe weer aan Simon van Sirene. Kan jy dink wat se vrees het oor hom gekom? Die oomblik toe hy gedwing was om hy kruis te dra. Ek dink hy dadelik aan sy vrou en sy 2 seuns gedink. Wat as hulle voel ek is ook skuldig? Wat as hulle dink ek is deel van sy bende? Wat as? Na sy vrees wat oor hom gekom het. Geliefdes, en hierdie liefde waarvan Johannes praat, is daai groot liefde wat ons so maklik quoteer uit Johannes 3 vers 16 uit. Want so lief het God die wêreld gehad. Ek dink dit is seker een van die eerste skrifgedeeltes wat ons leer as kinders. Maar besef ons die impak. Besef ons die impak van hierdie liefde wat God gebring het op die plek waar hy gesê het, my seun, dis nou die tyd om te gaan. Hoekom nie vroeër in die geskiedenis nie? Ek dank die Here, dis nie na ons tyd nie. Ek is so dankbaar is nie na ons tyd nie. Ek is so dankbaar is in ons tyd. So dankbaar is in ons tyd. Maar dink vir 'n oomblik, want so lief het God die wêreld gehad. Hierdie week nooi ons uit om hieroor te dink. Geliefdes, die kruis van Jesus word die ultimate plek van liefde. En dis daai liefde wat die vrees uitdryf. Die vrees vir straf, die vrees vir oordeel. Ek praat nie nou van al die vrese wat ons het nie. Ek praat van hierdie groot vrees, die vrees van oordeel, die vrees om te val in die hande van 'n lewende God. Dit bring 'n sekerheid. En daarom word vrees klein wanneer jy so naby aan volmaakte liefde kom. Want wat doen dit? Hierdie nabyheid verander my en jou. Dit verander ons. Dit bring 'n sekerheid wat groter is as enige ander risiko. Ek dink baie keer terug aan die eerste gelowiges. Jy weet, hulle kom met daai Ou Testamentiese offerstelsel en God wat ver is, nou kom God naby deur sy seun en. Hulle aanvaar hom as verlosser en saligmaker. Hy sterf aan die kruis. Hulle is so oortuig dat hulle bereid is om met hulle lewens te offer. Hulle word doodgemaak, word verbrand. Hulle word geoffer. Wat het verander? Die vrees het verdwyn. Want hulle het hierdie groot liefde
ontdek. Ek is tans besig om 'n boekie te lees. Dis 'n bitter ou boekie in 1975 uitgegee deur F.A. Venter, 57. F.A. Venter, die man Simon van Sirene. Dis fiksie. Maar as jy jou hand op daai boek kan lê, gaan kyk daar by die ou boekshops waar die ouens dit ingeruil het en ingegee het. Dis fiksie, maar weet jy wat? Dit spreek tot 'n ou se hart. So, ek lees iemand anders se boek, so moenie vir my vra of jy die boek kan leen nie, jy kan nie. Ek sal vir jou, as ek klaar geleen het sê wie se boek dit is, dan kan jy dalk hulle vra. Miskien moet jy boek exchange teen kost. Wat verander? Wat verander mense? Dat vrees verdwyn. Liefde. God se liefde. God se liefde. God se liefde. En daai liefde kom net deur die kruis. Daai volmaakte prys. Is jy nog hier? OK. Ek's amper klaar. Vrees, kan ek dit weer herhaal? Vrees word klein wanneer jy so naby aan volmaakte liefde gekom het. Dit bring 'n sekerheid wat groter is as enige risiko, want God laat jou nooit alleen nie. Kan ek dit herhaal? God laat jou nooit alleen nie. God laat jou nooit alleen nie. Dit voel soms so. Maar die realiteit, God is met ons. So, dis deur hierdie liefde van God die Vader, deur sy seun Jesus aan die kruis geopenbaar, dat ek en jy nou van vreemdelinge tot volgeling verander, maar nog nader. Daar kom 'n nader verbintenis en 1 Johannes 3 vers 1 sê dit vir ons. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat 'n reversal. Eintlik van vyand tot vreemdeling, tot volgeling, tot kind van God. Ek is dankbaar vir môre. Maar dis hierdie woordjie kyk wat ons uitnooi. Kyk na die gevolge. Jy weet, ons kyk maar ons sien baie keer goed nie raak nie. Maar hierdie woordjie kyk is die Griekse woord eido, wat beteken be aware. Ek dink ek het dit op jou blaadjie gesit. Behold, consider, perceive, be sure, understand. Ja, dis bietjie ander kyk. Dis bietjie 'n dieper kyk. Ons word uitgenooi na 'n dieper kyk. Kan ek dit weer herhaal? To be aware, to behold, to consider, to perceive, to be sure, to understand. Wat hierdie groot liefde van God. Wat gedoen het? Ons kinders van God kom maak het. Man, in die Passion is dit vir my so mooi. Hy sê, look with wonder. Look with what? Oh, Bidie. Wat sien jy as ek jy hierdie skrif hoor? Weet jy nie? Ek dink net vir 'n oomblik nou. Ek en jy, vir ons is kyk so normaal en algemeen. Hang af hoe jy kyk.
Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. Jy het ander oë nodig. Jy het ander oë nodig. He has called us, and He has made us His very own beloved children. Kyk met ander oë, met oë van verwondering. Oh man, julle gaan agterkom, ek's 'n newbie. As daar iemand is wat my die afgelope tyd iets van verwondering kom leer het, is dit daai kleindogter Hartley Grace. Sy is nou op hierdie ouderdom wat sy ontdek. Hy klein vingertjie point so. En dan sien jy die uitdrukking op haar gesiggie. This is new. This is a new opa. Elke dingetjie. En sy het my iets kom leer van verwondering. Wat verwondering eintlik is. Op hierdie stadium is sy besig om te ontwaak vir alles om haar. Sy wys haar vinger. Sy trek 'n gesiggie, daar's verbasing. Oh, dit is so special. Want ek het afgestomp geraak. Ek neem goed van selfsprekend. Dis min goed wat my aandag mee trek. Want ek het gewoond geraak. En wanneer dit by God kom, het ek ook my verwondering verloor. Want ek het onvergenoegd begin raak. I take it for granted. Ek kom selfs in opstand teen God as goed nie uitwerk soos wat ek dit wil hê nie. I've lost my wonder. Ek het 'n paar goed neergeskryf. Ek het afgestomp geraak. Krities, nonchalant. En ek bevraagteken. En nou word ons uitgenooi om te kyk met 'n bewustheid, 'n verwondering na hierdie kruis. To look with wonder na die gevolg van hierdie kruis met 'n diep consciousness, sê 1 Petrus, 'n diep bewussyn, want as ek en jy na die kruis kyk, geliefdes, hoor net vanmôre vir 'n oomblik dit, wanneer ons na die kruis kyk, sien ek en jy nie net wat Jesus gedoen het nie, ek en jy sien nou wie ons is, as gevolg van die kruis. Ons sien wie ons nou is. Ons sien onsself nie 'n nuwe identiteit. Jy's gekies. Jy's geliefd. Jy's sy kind. So sal jy hierdie week weer gaan kyk. En ek het op jou blaadjie, ek het daai 7 gevolge probeer met 4 woorde verander. Daai versoening. Die hoop het ek met vertroue vervang.
vrede, vergifnis, die vrees, daai verbreeking van die vrees, die liefde, verhouding, kunskap, verbintenis. 7 wonderlike gevolge. Kan ek en jy weer opnuut met verwondering kyk na die grootsheid van God en wat hy vir ons kom doen het aan die kruis. At the foot of the cross. At the foot of the cross. Net daar waar jy sit vir 'n oomblik, sal jy jou hoof buig en jou oë sluit. Niks wat ek vanmôre vir jou gesê het, het jy nog nooit van tevore gehoor nie. Ek dink nie iets is niets nie. Alles wat ek vir jou gesê het, het jy al gehoor. En dan is my vraag aan myself en aan jou, dit alles wat ek al in my lewe gehoor het rondom die kruis, die gevolge van die kruis, hoe het dit my lewe verander? Of het ek ook op daai plek gekom, waar ek afgestomp geraak het? Waar ek dit nie meer raak sien nie, want ek het my verwondering verloor. En daar kan baie redes wees daarvoor, en vanmôre is nie 'n oggend van oordeel nie, vanmôre is dit 'n oggend om ons oë opnuut oop te maak, sodat ons net opnuut weer kan fokus. En net daar waar jy sit, wil jy nie vanmôre vir die Here vra om jou oë van verwondering te gee nie. Dat jy net met 'n diep bewussyn sal leef van dit wat aan die kruis